Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd te kan spandeer uit Levitikus 7. Hierdie hoofstuk gee aan die volk verdere instruksies rakende die skuld en die dankoffers. Dit wys ook aan ons dat God nooit net geïnteresseerd was in rituele nie. Vir God gaan dit oor heiligheid, dankbaarheid en om gemeenskap met sy mense te hê. Die hoofstuk begin dan met die skuldoffer. Hierdie offer was gebring wanneer iemand nie net gesondig het nie, maar ook skade veroorsaak het wat herstel moes word. Dit herinner my net weer dat sonde nie net ons verhouding met God raak nie. Dit raak ook die mense rondom ons. Ons moet onthou dat ware bekering of berou beteken nie net om jammer te sê nie, maar om dinge reg te maak waar dit moontlik is. Ons lees in vers 2 dat die bloed van die offer rondom die altaar gesprinkel is, want sien, sonder bloed is daar geen versoening nie. Soos ons dit ook lees in Hebreërs 9 vers 22. En dan lees ons van die dankoffer. In die Amplified praat dit van die peace offering. Die was een van die mooiste offers vir my in Levitikus. 'n gedeelte van die offer was vir God gegee, 'n gedeelte vir die priesters en 'n gedeelte is deur die een wat die offer bring self geëet. Hierdie was soos 'n heilige maaltyd in God se teenwoordigheid. Die Hebreëse woord vir vrede hier is shalom. En dit beteken nie net die afwesigheid van konflik nie, maar volheid, herstel en gemeenskap. En dis presies wat Jesus vir ons bring. Ons dien nie 'n God wat ver weg staan nie. Deur Christus nooi hy ons in verhouding, in nabyheid en in 'n tafelgemeenskap met hom. Die hoofstuk praat ook baie oor dankoffers. Guzik verduidelik dit vir my so mooi. Hy sê dat dankbaarheid nie iets was wat Israel moes voel voordat hulle offer nie. Die offer self was 'n daad van dankbaarheid. Nou soms werk dit vandag ook so in ons lewens. Party dae voel ons nie vol vreugde of dankbaarheid nie. Maar wanneer ons begin aanbid en dankie sê, dan verander God ons harte. En dan nog iets wat vir my in hierdie hoofstuk uitgestaan het is, dat God die volk streng waarsku teen onreinheid. En wat alles ook moet gebeur wanneer hulle onrein is. Dit klink dalk baie hard, maar die boodskap is eintlik liefdevol. God wil hê sy mense moet heilig wees, want hy is heilig. Hy wil hê sy mense moet anders leef, afgesonder vir hom. Heiligheid beteken nie om perfek te wees nie. Dit beteken om aan God te behoort. En omdat ons aan hom behoort, leef ons God se karakter van reinheid en geregtigheid uit in ons daaglikse lewe. En nou wanneer ek die hoofstuk ook lees, besef ek net weer dat ons aanbidding nie oppervlakkig moet wees nie. God soek nie net godsdienstige rituele nie. Hy soek harte wat oorgegee is, harte wat dankbaar is en harte wat in vrede met hom leef. En ek weet nie van julle nie, maar ek het hierdie diep dankbaarheid in my hart oor die wonderlike nuus van die evangelie, dat ons nie meer hoef diereoffers te bring nie, want Jesus het die finale offer gebring. Nou bring ons vir God 'n ander offer, ons lewens, ons lof en ons aanbidding, en in alles wat ons doen, gee ons vir hom lof en prys. Ons gee vir hom 'n offer van ons gehoorsaamheid en dan ook van ons dankbaarheid. En dan as ons kyk na al hierdie offers wat die volk moes bring, is dit vir my so mooi om in die Nuwe Testament te sien hoe Jesus letterlik elkeen van hierdie offers kom vervul het. Kom ons gaan kyk gou saam daarna. Jesus het die brandoffer vervul. In Efesiërs 5 vers 2 lees ons, soos Christus ons ook liefgehad het en homself vir ons oorgegee het as 'n offergawe en slagoffer aan God tot 'n lieflike geur.
Jesus het ook die prys en die spys en die eerstelingoffer vervul. As ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 20 staan daar, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. En dan het Jesus ook die vredeoffer vervul. As ons lees in Romeine 5 vers 1 staan daar, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En dan het Jesus ook die sondoffer vervul. In 1 Korintiërs 5 vers 21 lees ons, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan het Jesus ook die skuldoffer vervul. In Romeine 4 vers 25 lees ons, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. En dan in Jesaja 53 vers 10 lees ons ook, dat sy siel as skuldoffer aangebied was. Jesus Christus het elke offer vir sy volk volkome kom vervul. In Hebreërs 10 vers 10 lees ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Mag ons vandag uit dankbaarheid en in geloof ons lewe net weer as 'n heilige en welgevalle offer kom neerlê. En mag ons soos die vredeoffer ons lewens deel in aanbidding, dankbaarheid en liefde vir hom. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.